'n ontmoeting met die Here. Verskoon maar vir my vanaand, ek's grieperig. Ek glo u sal my kan hoor vanaand. Net die volgende afkondigings. Lise Grobbelaar is in Durbanville met die kliniek opgeneem. Sy het geval en 2 ribbes gebreek. Dus sy word daar versorg. En dan sê Alfreda dat daar lekker koffie vanaand is na die tyd. Dus u is baie welkom om te bly, lekker koffie te drink en te kuier. En dan wat die Grief Share kursus betref, dit is die groep wat by mekaar kom om mekaar te help in die hantering van die verlies van 'n geliefde. Is 'n baie groot groep wat reeds kom. Vandag is die laaste geleentheid vir iemand om nog te sê, kom, dit gaan maar oor materiaal wat ons vir u beskikbaar moet kry. In die boodskapper is ook die datums van al die byeenkomste, dis 13 byeenkomste. Dus kyk gerus daar na die datums. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam Skrifbereiming 1:2. Ons sing daar van vers 1, 2 en 3. En daarna kan u gaan sit en dan gaan ons saam bid. Ons is nou in die lydenstyd in ons kerklike kalender, as ons dit so kan stel. En daarom wil ek ook vanaand vir ons gebed bewoording van 'n pragtige lied gebruik, lied 386, wat ook gaan alles rondom die verskriklike lyding wat ons Here Jesus Christus in ons plek deurgemaak het om aan ons die lewe te gee. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Jesus, dit wat u moes ly, bly in my gedagte. U maak van sonde vry van bose magte. Deur u bloed is ons verlos, word ons skuld vergewe.
angs en dood het dit gekos. Jesus, bron van lewe. Aan die kruis het hy uitgeroep in die sterwenslyding. En die roep, dit is volbring. Dit is die blye tyding. Hy was vir 'n sondaar borg. Hy wat langs u gesterf het. Daarom, Here, neem my ook in u liefdesorg. Dink ook aan my, o Here. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Kom ons lees vanaand saam uit Johannes 12. Johannes 12 vanaf vers 1 tot 8. En jy sal dadelik sien dat daar parallelle gedeeltes in die ander evangelies is wat ook hierdie gebeurtenis beskryf. So ons aanvaar dit is almal een gebeurtenis wat geskryf is of wat gebeur het, wat vanuit verskillende hoeke vir ons beskryf word. Kom ons lees Johannes se weergawe dan daarvan. Johannes 12 vanaf vers 1 tot 8. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom, waar Lazarus wat hy uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus sy ete gegee. Martha het bedien. En Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte baie duur nardesolie gebring en dit op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. Toe sê Jesus: "Laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag, om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie." Ons lees tot sover. Kom ons sing saam lied 393, daarvan vers 1, 2 en vers 3.
'n soet druppel in ons Here Jesus Christus se bittere lydensbeker. Ek dink so kan 'n mens hierdie pragtige daad van Maria beskryf. Hierdie optrede van haar. 'n Soet druppel in 'n bittere lydingsbeker. Nou, dit is enkele dae voor ons Here Jesus Christus se kruisiging. Volgens Markus was dit die Woensdag. Hy is die Vrydag gekruisig. Hierdie gebeure vind volgens Markus die Woensdag plaas. In Jerusalem is die dinge besig om te woel. Daar is die vyandskap teen ons Here Jesus besig om momentum op te bou. Matteus sê vir ons dat op daardie dag het die Sanhedrin in Kajafas se paleis bymekaar gekom. Hulle het besluit om Jesus gevange te neem en om hom om die lewe te bring. En Judas Iskariot is ook op die punt om ons Here Jesus Christus te verraai. Nou 'n entjie weg van Jerusalem. Ek weet nie of jy daar kan sien nie. Entjie weg van Jerusalem is Jesus in sy lieflingsdorp Betanië. Hy het telkens Jerusalem toe gegaan en dan het hy hom weer teruggetrek Betanië toe. Weer Jerusalem toe gaan en baie keer teruggekom na Betanië toe. En dit is daar in Betanië, klein dorpie destyds, dat ons Here Jesus hierdie soet druppel laat val in die bittere lydensbeker van ons Here Jesus. Daar verrig sy 'n geloofsdaad wat ewig 'n plek het in die evangelieverkondiging. Ons Here Jesus het dit later so gesê. So weet ons ook van wat Maria daar gedoen het. Nou wat het gebeur? Maria of Jesus se vriende het vir hom daar in Betanië vir hom nou 'n maaltyd voorberei, 'n ete. En dis 'n maaltyd wat 'n mens kan sê wat in baie opsigte iets baie besonders was. In die heel eerste plek seker die kwaliteit van hierdie ete wat hulle ontvang het en die keurigheid waarmee bedien is. Want daar was niemand minder as Martha wat dit gereed gemaak het nie. En ons ken haar uit die Bybel uit, 'n baie bekwame vrou. 'n Vrou vir wie se hande niks verkeerd gestaan het nie. Sy het die maaltyd voorberei. Maar hierdie maaltyd was ook iets besonders as 'n mens gaan kyk na wie daar teenwoordig was. As 'n mens mooi gaan kyk, almal mense wat 'n baie besonderse band met ons Here Jesus gehad het. Maar mense wat ook met ongelooflike dankbaarheid vervul was teenoor hom. Hulle was almal daar by mekaar, daar in Betanië. Nou die hoofgasheer van hierdie ete, hierdie by mekaar kom, was Simon die Melaatse. Hy het sy huis oopgestel. Mense kan sê, hy het sy hart ook oopgestel vir hierdie byeenkoms om in sy huis plaas te vind. En dis al of sy naam al vir ons sê, heel moontlik het ons Here Jesus hom vroeër van melaatsheid genees. En as dit so was, sou 'n mens kan verstaan dat hy diep dankbaar was teenoor die Here. En daarom ook hierdie gasvryheid.
Maar saam met hom was daar ook Lazarus. Nou ons ken Lazarus, die man wat deur ons Here Jesus uit die dood opgewek is. En kan jy jou indink die bewondering en die dankbaarheid wat daar in Lazarus se hart moes gewees het vir wat die Here aan hom gedoen het. Martha was ook daar, ek het haar reeds genoem. Die hardwerkende vrou, maar iemand wat eens deur die Here vermaan is, om ook tyd te maak, om net na hom te luister, om net stil te wees by sy voete, soos Maria. En dan was daar ook die disippels, hulle wat ons Here Jesus dag vir dag gevolg het, hulle was ook daar. En terwyl hierdie mense almal saam hier by mekaar is vir hierdie ete, kom Maria die vertrek in. Maria die suster van Lazarus en Martha. In haar hande het Martha 'n albasterfles, heeltemal gevul met kosbare nardesolie. So kom sy die vertrek in, sy bring dit vir haar Here. Nou broeders en susters, wat sy daar in haar hande vasgehou het, daardie albasterfles met kosbare nardesolie, was letterlik 'n fortuin werd. Hier word gepraat van 300 silwermuntstukke. Om die waarde daarvan te bereken, help dit ons as ons net daaraan dink, dat dit genoeg geld was om 7500 maaltye vir mense destyds te kan bedien. In waarde was dit in daardie tyd ongeveer 'n werker se totale jaarlikse loon wat hy by sy werk verdien het. Dis wat sy in haar hande vashou. Maria het dit gespaar. Sy het dit bestee. En hier kom sy. En sy bring dit vir haar Here. Jy weet jy, so 'n albasterfles het gewoonlik 'n baie dun nek gehad. Want daardie kosbare olie is nie maar in groot hoeveelhede gebruik nie. Hulle het letterlik sulke druppeltjies op mense gesprinkel vir altyd in sy ete. Dit was ongelooflik kosbaar, duur. En daarom het hulle dit letterlik drupsgewys op mense gesprinkel. Maar so wou sy dit nie aanwend nie. Markus sê uitdruklik vir ons dat toe sy inkom, het sy die volle inhoud van daardie albasterfles op ons Here Jesus se voete uitgestort. Sy het die nek gebreek en daai volle inhoud op sy voete uitgestort. Dit is asof dit nie genoeg was nie. So lees ons. Het sy ook met haar hare sy voete afgedroog. Nou van die ander evangeliste sê vir ons dat Maria dit oor ons Here Jesus se kop uitgegooi het. Ek dink nie maak werklik verskil aan die daad nie. Sy het gekom en met hierdie optrede het sy gekom om haar liefde en haar waardering vir haar Here uit te druk. Dit was 'n soet druppel
in ons Here Jesus se bittere lydensbeker. Maria het gekom om haar innige liefde vir die Here. Maria het gekom om haar verskriklike groot dankbaarheid, om haar hulde aan haar Here te betoon. Want weet jy, oor baie jare het sy soveel van hom ontvang, het sy soveel van hom geleer, as sy daar by sy voete gesit het en na hom geluister het. Jesus het selfs haar broer Lazarus uit die dood aan haar teruggegee. Uit liefde vir haar Here en uit dankbaarheid vir dit wat hy aan haar gedoen het. Kon sy nie anderster as om net haar allerbeste dit te gee om haar Here te vereer nie. Sy het dit daardie dag fisies kom doen. Omdat hierdie vrou uit ons Here Jesus se woorde en die toenemende haat wat daar in Jerusalem besig was om momentum teen Jesus te kry. Want sy verstaan het waarop Jesus se lewe afstuur. Hierdie vrou het verstaan. Hierdie dinge gaan uitloop op sy dood. En sy wou dit doen, voordat dit miskien te laat is. Sy wou dit doen, om haar Here, wie sy so lief was, en wie sy so baie ontvang het, te verheerlik. Maar nou, en dit gebeur baie keer, ongelukkig kan dieselfde nie van die disippels, en Judas was deel van hulle op hierdie stadium, dieselfde kan nie van die disippels gesê word. Matteus sê vir ons dat hierdie ou klomp disippels begin brom het oor hierdie verkooste geld. Hulle sê, wat Maria hier gedoen het, is 'n vermorsing. Hulle sê, hierdie salfolie kon verkoop word en daai geld kon gebruik word om vir die armes te gee. Die manne rondom ons Here Jesus. Hulle verstaan nog so min van die kruis wat aan die kom is. Hulle verstaan nog so min dat Jesus op pad is kruis toe, al het hy net 'n paar uur gelede vir hulle gesê, uitdruklik vir hulle gesê, hoorie so, ek gaan sterf. Ek gaan gekruisig word, ek gaan oorgelewer word. Hulle verstaan dit nog nie. 'n Vrou in haar teere liefde vir haar Here het verder gesien as hierdie manne. Sy daar en dan haarself eintlik vir haar Here gegee. Daar en dan het sy haar liefde aan hom getoon, haar waardering. Want sy het gesien die pad wat hy moes loop. Dan is dit so mooi, met as hierdie klomp disippels brom oor die vermorsing van geld, dan tree ons Here Jesus vir Maria in. Hy neem haar eintlik onder sy beskerming. Hy het dit al voorheen gedoen met haar, toe sy en Martha bietjie woorde gehad het Jesus ook vir Maria opgekom.
Hy neem haar in beskerming, omdat hy verstaan het wat sy doen. Hy het gesien wat diep in hierdie vrou se hart omgaan. En ons Here Jesus het dit waardeer, hierdie olie, die groot hoeveelheid olie, wat sy oor hom uitgegiet het. Jesus noem dit inderdaad 'n goeie daad. Dit was 'n tydige daad. Want die tyd om hom te huldig nog in hierdie lewe was besig om vinnig verby te gaan. Sy sterwe was op hande. Het Maria dit besef. En deur haar optrede Jesus se liggaam gesalf vir sy begrafnis. Dis die woorde van ons Here Jesus. Sy het my gesalf vir my begrafnis. Dink nou aan die ander vroue. Toe die ander vroue daardie Sondagmôre na die graf van ons Here Jesus Christus gaan om sy liggaam te balsem. Toe was hulle te laat. Hy was nie meer in die graf nie, want hy het opgestaan. Dis alleen Maria wat hierdie voorreg gehad het. Ek wil amper sê dat ek dink sy het dit gedoen namens ons almal, namens alle gelowiges van alle tye. Sy het dit gedoen omdat sy geglo het en geleef het van elke woord wat die Here gesê het. Omdat sy geglo het en ter harte geneem het toe hy gepraat het oor sy dood en sy opstanding. Omdat sy nie geloof vooruit gesien het. Sy geweet ek moenie uitstel nie. Moenie uitstel nie. Nou is die tyd om hulde te wys aan my Here. My liefde, my waardering. Weet jy, 2 dae later, as dit dan nou op die Woensdag sou gebeur het, 2 dae later, nadat Maria hom gesalf het ons Here Jesus Christus nie net 'n kosbare fles nardesolie gebreek nie, om so sy liefde vir ons te wys nie. Uit sy eie het hy 2 dae later sy lewe vir ons afgelê. Weet jy, so het die geur van God se liefde die ganse wêreld daarin versprei. Dis deur daardie optrede van hom dat ons verlos is deur sy sterwe en sy opstanding. Dat ek en jy ook gesalf is met die Heilige Gees. Dis deur sy optrede dat ons geword het kinders van God, uitverkore kinders, bekwame diensknegte. Dis deur daardie liefdesoffer vir hom, dat die Bybel vir ons sê, ons is wierookdraers in Christus se triomftog deur hierdie wêreld. Ons is aankondigers, ons is verspreiders van die lieflike reuk van Christus se oorwinning oor die sonde en die dood. Ek dink nou is die vraag, watter dank en liefdesoffer bring ons vandag aan ons gekruisigde
ons opgestaan en verheerlik die Here. Ons aan wie soveel meer geopenbaar is as aan Maria. Watter dank en liefdesoffers bring ons vir hom. Groot vraag, wat vra die Here? Ek dink in daardie gebroke albasterfles, in al die kosbare olie wat sy oor haar Here uitgegiet het, het ons Maria se hart gesien. Sy het uit liefde, sy het uit dankbaarheid teenoor hom, vir hom haar alles gegee. Sy het in Paulus se woorde, Romeine 12 vers 1, sy het haarself as 'n lewende en heilige offer aan haar Here gegee. Het jy 'n gelowige wat enigstens begrip het van Jesus Christus se ongelooflike liefde vir ons? Wat enigstens 'n begrip het van wat dit hom gekos het om ons kinders van God te maak. So mens sal nie rus voordat hy of sy alles wat hy is en het aan die voete van Jesus uitgegiet het nie. En dit as 'n dankbare danke liefdesoffer. So gelowiges sal nie rus voordat hy sy gawes, sy geld, sy stem, sy woorde, sy optrede, sy hele hart in dankbare diens van die Here gestort het. Ek dink dit is wat die Here van ons vra. Gaan bring hierdie offer vandag. Ons sal mos nie te laat wees daarmee nie, nie waar nie. Ons wil nie te laat wees nie. Want ons waardeer dit wat hy vir ons gedoen het. Sy liefde. Ek wil vandag my hele hart, myself, met wat ek is en het, net vir hom gee en sê, dankie Here. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 116, daarvan vers 7, vers 8, vers 9 en vers 10 en daarna bid ek vir ons.
Ons Hemelse Vader, ons dankie dat 'n vrou soos Maria deur U Gees gelei is. Terwyl U seun nog hier op aarde was. Daardie kosbare nardesolie oor hom uit te giet. As waardering, as liefde. Dankie dat sy dit ook in ons plek gedoen het. En dat daar so 'n soet druppel gekom het. Na die bittere lydensbeker wat U seun moes drink. Na die donker week met al sy haat wat opgebou het. O Vader, leer ons ook as U kinders om soos Maria dag na dag by U voete te sit en net te luister. Nie te praat nie. Net te luister na U woord. Geef vir ons daardie genade in ons lewe om dit te kan doen. Net U woord te kan indrink, te kan inneem, te kan hoor. 'n deel van ons lewe te maak. Want U woord gee wysheid. U woord gee insig. Vader, lei ons dat ons in ons lewe ook hierdie dank en liefdesoffer aan ons Here Jesus Christus sal bring. Ons wat soveel meer weet. Ons wat kan leef na sy opstanding, sy triomf. Maak ons dankbare mense. Maar maak hierdie dankbaarheid ook prakties in dit wat ons doen. Help ons om onsself, ons hele lewe, ons hele hart aan U te gee, en dit as 'n dankoffer vir al die seëninge, vir al die genade wat ons so onverdiend van U ontvang het. Geef vir ons groei in ons dankbaarheid. Geef vir ons groei in ons blymoedigheid, in ons vreugde in ons Here. Want ons kan nie anders, en ons wil nie anders, as om U te eer, U te dank, vir dit wat U in Christus vir ons gedoen het nie. Ons dank U, o Seun, dat U in ons plek die bittere pad geloop het. In ons plek alles op U geneem het. Dat ons met U gesterf het, maar ook saam met U opgestaan het in 'n nuwe lewe. Dis 'n genade wat ons nie kan klein kry nie. Maar ons net wil leef elke dag, omdat U dit vir ons moontlik gemaak het. Seën ons ook vanaand in hierdie nag, gee ons U vrede, gee ons diep dankbaarheid in ons harte. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Goed, die liefdesgawes vandag is vir die Bolandse bedieningsfonds en vir die diakonale kas. Dis vir die twee. Kom ons sluit af met die sing van lied 380 vers 1 en 2.
en daarna ontvang jy die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal.